Goeiedag, in hierdie reeks kyk ons na eindtye. Wat sê die Bybel regtig? Wat as ons verkeerd kyk? Wat as alles wat jy geleer is oor eindtye nie in jou toekoms lê nie, maar in jou verlede? Ek wil hê jy moet so vir 'n kort oomblik net bietjie gaan nadink. Wanneer ons die woord eindtye hoor, dan kyk ons amper outomaties vorentoe in die toekoms in. En ons dink 2000 jaar in die toekoms in en ons dink oor 'n toekomstige anti-kris. Ons sien 'n groot verdrukking. Ons hoor van die wegraping. Ons hoor oor hierdie geweldige groot Armageddon oorlog wat gaan plaasvind. Ons weet, dink aan 'n wêreld wat onteinde gaan kom. En ons dink ook aan Jesus wat gaan terugkom. Maar wat as ek jou 'n vraag vra? En dit is, hoe seker is jy dat die Bybel al hierdie dinge op dieselfde manier plaas as wat ons dit vandag doen? Ek wil nie hê jy moet nou vir my kwaad raak en sommer afgaan nie. Ek wil jou vra, ook nie vra om sommer net enigiets te glo wat jy gaan hoor in hierdie video reeks nie. Ek vra jou om saam met my die Bybel oop te maak en saam met my te kom kyk wat sê die woord. Want dalk het ons in vraag geleer vra wat die Bybel self nie op daardie manier vra nie. Kom ons begin by die begin. En waar is dit? Ons moet begin by Jesus. En om dit te kan doen, gaan ons daarna Matteus hoofstuk 24 toe, waar Jesus met sy disippels praat oor die tempel. En die disippels wys vir hom die tempel en al hierdie mooi geboue. En hulle vra vir Jesus 'n vraag. En Jesus antwoord hulle, hy sê, daar sal nie een klip op 'n ander gelaat word wat nie afgebreek sal word. Jy kan dit gaan lees daar in Matteus 24. Jog, wat 'n uitspraak. Die tempel was, onthou, die tempel was die hart van die Joodse godsdiens gewees. Ons dink aan offerandes, ons dink aan die priesters, ons dink aan die hoë priesters, ons dink aan die altaar wat gebou word, ons dink aan hulle tipe van aanbidding. Dit alles wat in Jerusalem plaasgevind het, alles was rondom die tempelgebou beplan. Nou vra die disippels vir Jesus, wanneer sal hierdie dinge wees? En wat sal die tekens van u koms en die volëindiging van die eeu wees? Die disippels vra hom. En daar in vers 3 wil ek hê jy moet net gou let op een ding. Hulle vra nie vir Jesus, wat gaan oor 2000 jaar gebeur nie? Wat gaan met die planeet gebeur nie? Hulle vra vir hom, wanneer gaan hierdie dinge gebeur? Dit is baie belangrik dat ons dit sien. Watter dinge praat hulle van? Die dinge waarvan Jesus ons nou gepraat het. Die vernietiging van die tempel. Want Jesus praat oor al hierdie dinge en dan sê hy, kyk, dis baie belangrik, jy moet dit raak sien. Hy sê daar in vers 34, voorwaar, ek sê vir julle, hierdie geslag sal sekerig nie verbygaan voordat al hierdie dinge gebeur het nie. Hierdie geslag, hy praat nie van 'n toekomstige geslag nie, hy praat nie van een dag wanneer julle 2000 jaar al in die graf lê nie, hy sê, hierdie geslag. Wie was hulle? Dit was die mense wat voor hom gestaan het. En nou kan ons natuurlik verskillende verklaringe probeer gee, maar kom ons doen dit eenvoudig. Kom ons vra net vir onsself die vraag af. As Jesus gesê het, hierdie geslag, hoekom sit ons en so baie van ander mense, hoekom sit ons dan Matteus 24, 2000, 3000 jaar in die toekoms van Jesus se tyd af? Dink so 'n bietjie daaroor na.
Ek sê nie jy moet nou my antwoord aanvaar nie, dis nie wat ek vir jou sê nie. Ek vra net 'n vraag. Hoekom gooi ons dit aan mekaar 2000 jaar in die toekoms as Jesus gepraat het oor hierdie geslag? Kom ons vra 'n vraag. Wat het die disippels of die apostels gedink toe Jesus dit vir hulle gesê het? Want miskien sê jy, ja, maar JP, Jesus kon tog van die verre toekoms gepraat het. OK, hy kon dalk, ja. Maar kom ons kyk na die apostels of die disippels. Want die apostel Paulus skryf daar in 1 Korintiërs 10 vanaf vers 11 af, skryf hy iets baie moois. Hy sê daar, maar al hierdie dinge het hulle oorgekom as voorbeelde en is opgeskrywe as 'n waarskuwing aan ons. Kyk baie mooi, op wie die eindes van die eeue gekom het. Nie gaan kom nie, nie eendag sal kom nie, gekom het. Met ander woorde, reeds plaasgevind het. Wie was hierdie mense van wie Paulus gepraat het? Dit was tog die eerste eeuse gelowiges gewees. Paulus sê nie eendag oor 1000 jaar sal die eindes van die eeue op die nageslag kom nie. Nee, hy sê, op wie die eindes van die eeue gekom het. Nou vat ek jou gou skrif toe daar in Hebreërs 1 vers 2. Skryf die Hebreërs skrywer so baie goed. Hy sê daar, nadat God baie keer en op baie maniere in die oudheid gespreek het tot die vaders deur die profete, onthou Ou Testament, God het deur profete gepraat, het hy in hierdie laaste dae tot ons gespreek deur sy seun. Hierdie laaste dae. Wanneer was dit? Wat was besig om tot 'n einde te kom? En waarom skryf die skrywer van die Hebreërs sy tyd, sy eie omgewing waarin hy bly, as die laaste dae? Dit begin nou interessant raak. As jy groot geword het, met 'n sekere eindtyd prentjie, het jy waarskynlik geleer, die laaste dae is die tyd waarin ons nou lewe. En ek wil jou nie sommer daarvan af probeer oortuig dat dit verkeerd was nie, nee. Ek wil jou net 'n vraag vra. Het die apostels dit ook so bedoel? Want as Petrus in Handelinge 2 op Pinksterdag uit Joel uit aangehaal het, en dit sal wees in die laaste dae, dan praat hy met die mense wat voor hom staan, waarop die Heilige Gees uitgestort is. Hebreërs sê in die laaste dae, dan praat die skrywer tog met die eerste eeuse lesers. As Jakobus sê die koms van die Here is naby, dan skryf hy tog aan die mense van sy tyd, is dit nie so nie? As Openbaring praat met aan sy diensknegte wat hy moet toon, wat moet gou gebeur, beteken dit nie, dis 2000 jaar in die toekoms nie. Nou wil ek jou vra, wat beteken dit? Naby, wat beteken daai woord naby? En moenie te vinnig antwoord nie. Hierso is waar ek dink almal van ons 'n fout maak. Ons het 'n eindtyd prentjie in ons kop. En dan lees ons die Bybel deur daardie prentjie. Elke vers word gedwing om daarbey in te pas. Maar wat as ons dit net 'n bietjie anders ontdoen? Wat as ons die prentjie vir 'n oomblik eenkant sit en die Bybel toelaat om vir ons die prentjie te teken? Dit is wat ek in hierdie reeks wil doen. Ek wil nie vir jou sê, hoor hierso, glo my sommer net blindelings nie. Nee, ek wil vir jou sê, kom ons lees saam, wat sê die skrif? En dan gaan kyk ons ook na geskiedenis. Ons gaan dit nie ignoreer nie, want die Bybel is nie geskryf in 'n ligleegte nie. Dit is geskryf binne 'n werklike wêreld, 'n werklike Jerusalem, 'n werklike tempel, 'n werklike Romeinse ryk wat daar was, en 'n werklike Joodse volk. En in daardie wêreld het 'n dramatiese einde gehad. Die Joodse geskiedskrywer Flavius Josephus beskryf dit in sy boek The Jewish War. Hierdie gebeure rondom die beleg en die vernietiging van Jerusalem en die vernietiging van die tempel in die eerste eeu. Later in hierdie reeks gaan ons na sommige van daardie geskiedenis kyk. Nie omdat Josephus die Bybel is nie, nee. Net omdat die geskiedenis ons help om die wêreld waarin Jesus in die apostels geleef het, beter te verstaan.
Ek wil jou met 'n vraag los, my vriend, voordat ons verder gaan. Wat as eindtye nie in die eerste plek gegaan het oor die einde van 'n wêreld nie, maar oor die einde van 'n era of 'n tydperk? Want as dit moontlik is, dan verander dit hoe ons Matteus 24 lees. Dit verander hoe ons Hebreërs lees. Dit verander hoe ons na Jakobus kyk, hoe ons na Openbaring kyk. Dit verander is besig om alles te verander waarna ons gekyk het sover. En dit laat ons uiteindelik vra, wat is besig om tot einde te kom? Wat as alles wat jy geleer is oor eindtye nie in jou toekoms lê nie, maar in jou verlede? Ek vra nie jou vandag om my te glo nie, ek vra jou om saam met my die Bybel oop te maak. Want soms is die eerste stap na waarheid nie om 'n nuwe antwoord te kry nie. Dit is om bereid te wees om weer die vraag te vra. Ek is JP Fourie, onthou, moenie bang wees vir die vraag nie. 'n eerlike vraag kan jou nader aan die waarheid bring.